Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Dit is goed om elkeen van u te sien vanoggend. Julle gesigte straal van vreugde. Dit het seker maar iets te doen met gister wat op die rugbyveld gebeur het. Dit wen bly maar net lekker. Dit is nou maar so. Ons is in Suid-Afrika so gewoond aan goed wat nie reg loop en reg werk en goed nie. So as ons wen, is dit goed en dit laat ons goed voel. So ons is diep dankbaar daarvoor. So ek hoop dat julle daardie ene lekker geniet het. Vriende, maar ons is vanoggend hier by mekaar om die Here te kom loof en eer en lof van hom te kom bring. En op 'n besondere mooi Sondagoggend in die lente, die tyd, jy kan sien die natuur is besig om te verander, gaan ons ook vanoggend 'n klomp jong mense hier voor laat staan wat belydenis van geloof gaan aflê. Dis regtig 'n hoogtepunt in ons jaarlikse program, wanneer ons kinders kom belydenis van geloof aflê en ons wil vir hulle, elke kind wat vanoggend hier is, hulle is so 15, een van julle maatjies het oor die week siek geraak, so sy gaan nou nie vanoggend kan hier staan nie, maar ons is so 15 jong mense en julle gaan sien, dis pragtige kinders, dis mooi kinders, dis kinders wat vir die Here lief is, en hulle familie en vriende is vandag almal hier, dis hoekom dit so lekker vol is vanoggend. So ek wil sommer begin deur, hier's baie besoekers by ons en ek wil vir julle almal sê baie welkom, maar kom ons groet net mekaar, kom ons kyk net daar, sit daar 'n besoeker langs jou, iemand wat jy nie ken nie, as dit 'n familielid is, groet hom ook maar asseblief. Daar is hy. Vriende, die vreugde van hierdie dag is nie net die kinders wat hier gaan staan en belydenis van geloof aflê nie. Ons gaan ook saam nagmaal geniet en gebruik, wat 'n voorreg is. So, maar ons gebruik is hier by ons in die gemeente, jy moet die nagmaal neem soos jy inkom. So as jy miskien nou ingekom het en miskien nog nie gekry het, hier in die middel is nagmaal en dan kan jy voor ook gaan kry. Ek sien die brood is 'n bietjie min, daar's meer wyn as brood. Maar nou hoe dit nou gebeur, maar in elk geval, daar is brood in die voorportaal nog, en dan geneem gerus, ons gaan dit later dan almal saam gebruik, wanneer ek dit gaan instel. Regtig vriende, ek wil hê dat jy vanmôre iets sal, my gebed is, dit is wat ek wil sê, my gebed is, dat jy vanmôre iets sal beleef en ervaar, van God wat sê ek is lief vir jou. Maar nie net ek is lief vir jou nie, ek is teenwoordig, ek wil hê jy moet dit beleef, as ons hier saam voor hom gaan verkeer. So, mag dit vir almal aangename oggend wees. Vriende, daar is ook na die tyd heerlike koffie en tee en so 'n stukkie bederf. Ons is mos altyd hier, ons hou van hier saam eet. Daar is sommer so iets vir die tee en die koffie, so na die tyd kan jy gerus daar in ons gemeentesentrum hier langsaan, onder die boom, kan jy gerus daar lekker gaan saam kuier en die kinders en hulle vriende wat gekom het. Ek sien hier's 'n klomp jong mense vandag. Kuier lekker daar saam. Die ander kinders, die jonger kindertjies gaan net dan net na hulle kategese klasse na die diens. Vriende, ons is by mekaar en ons wil die Here kom eer vanoggend. Ons wil kom stil raak voor hom. Daarom wil ek julle uitnooi. Jy het hierna toe gekom met 'n klomp gedagtes miskien en gewonder oor hierdie dag en wat alles in hierdie dag gaan gebeur. Ons kinders wat hier later gaan voorstaan, hulle ouers, so die mense gedagtes is op verskillende plekke. Maar ek wil hê ons moet dit orden en net kom stil raak en net 'n bietjie kom dink, maar hoekom is ek vanoggend hier? Hoekom het ek die moeite gedoen om voor die Here te kom stil raak? So kom ons raak stil voor hom en dan bid ons saam.
Here God, as ons vanmôre kom stil raak voor U, dan is ons diep bewus dat U die Alfa en die Omega is, die begin en die einde van alles. Dat U ons ken, Here, deur en deur, dat elke sel in ons liggame aan mekaar geweef is deur U. Ja, Here, U sê vir ons in die Psalms, dat U ons juis al ken voordat ons nog gebore word, toe ons in ons moederskoot gevorm is, toe het U ons al geken. So intens is U betrokke by ons. Dankie Here, dat ons vanmôre as 'n gemeente kan kom laag buig, ons knieë kan kom knak, ons hoofde buig, en U kom aanbid, omdat U die Here is, omdat U die skepper van hemel en aarde is, en dat ons dit kan bely, en dat ons dit glo. In Jesus naam bid ons dit vanoggend. Amen. Here, U is vir ons 'n rots. Here, U is vir ons 'n rots. Genade en vrede vir julle vanoggend van die Here wat kom sê, julle is baie, baie welkom. Mag julle sy nabyheid op 'n besondere manier beleef en ervaar vanoggend. Die Here groet julle. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre opnuut net kan stil raak voor U. Here, waar ons nou die Bybel gaan oopmaak om saam te lees en saam deel te neem aan dit wat U vanoggend vir ons wil kom sê, dan is ons harte vanoggend ontvanklik, Here. Kom skryf op elkeen se hart wat U wil hê ons moet hoor. Here, dankie dat ons vanoggend jong mense hier voor kan laat staan wat belydenis van geloof kan aflê. Wat in die openbaar wil kom erken dat hulle in U glo en wat hulle bely dat hulle vashou aan dit wat U in hulle lewe doen. Want U is die Here, U is hulle God. Hulle het 'n verhouding met U. Dankie Here dat ons ook aan die nagmaaltafel kan aansit en kan weet vanmôre kan ons 'n bietjie wyn of druiwesap en brood saam drink en eet. En so deel wees van die liefdesmaal wat U vir ons ingestel het. Ons opnuut kom versterk, Here, ons geloof kom bou, en ons kom optel, as ons vanoggend miskien moedeloos is, hartseer is, stikkend is, broos is. Dankie Here, dat U vanoggend opnuut met elkeen van ons bemoeienis maak. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag vir ons saam lees daar uit Lukas 14. U kan gerus die Bybels daar oopmaak. Lukas 14, ons gaan daar saam lees, enkele verse rondom, jy sal sien, dit gaan oor disippelskap. En wat 'n wonderlike geleentheid om vanoggend bietjie daaroor te praat, veral as ons later hierdie jong mense hier voor gaan laat staan, en hulle gaan bely dat hulle behoort aan die Here, hulle glo in God, hulle hou vas aan God, en hulle het 'n verhouding met God. En wat beteken dit as ons sê ons is God se disippels? Wat disippels doen? Kom ons begin by vers 25 van Lukas 14, gaan ons saam lees. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disippels wees, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Radikale uitspraak, né? Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, kan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? Anders, as hy die fundament
fundament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien net met hom die spot begin dryf. Hulle is verskoning, hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Of, watter koning wat met 'n ander koning in oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met 'n 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle van my disippels wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Net tot sover, vriende, ons gaan sommer net daaroor 'n bietjie stil staan. Hierdie is 'n baie interessante gedeelte, is 'n gedeelte wat baie gesprek uit kan lok, en 'n bietjie vrae kan laat vra van, maar wat beteken dit dan nou? Wat se impak het dit op my en elkeen van julle se lewens, as die Here Jesus kom en hy kom sê hier radikaal vir almal wat daar saam met hom is, julle moet afstand doen van al daai goed. As jy agter my aan wil loop, of agter my aan wil kom, my disipel wil wees, moet jy jou kruis opneem. Nou vanoggend is 'n besondere oggend. Dis 'n oggend waar jong mense hier voor gaan kom staan en in die openbaar gaan kom bely dat hulle glo in die Here Jesus Christus. Hulle is kinders van hom. Hulle het 'n verhouding met hom. Dis ook die reis van 2 jaar wat ek saam met die kinders gekom het van graad 10 af, en waar ons Sondag by mekaar gekom het en saam ook 'n bietjie in die begin van die jaar Kaapstad toe getoer het, straatwerk besoek het en 'n klomp dinge beleef en gesien het hierdie jaar en laas jaar. Maar die belangrikste ding van vanoggend, en ek gaan nou by die tema kom wat disippels doen, die belangrike ding wat ons vanoggend vir mekaar moet sê en moet onthou, en die kinders moet onthou, hierdie is nie die eindpunt nie. Jy maak nie vanmôre klaar met kerk nie. En dis eintlik waar die uitdaging ons nou kom. Dat ons voel net as ons nou klaar is en klaar belydenis van geloof afgelê het en al hierdie dinge klaar. Nou is ons klaar, ons het by die eindpunt uitgekom, van graad 1 af. Nou het getrou kerk bygewoon en ek het kategese geloop, daar was 'n oom en tannie in my lewe wat vir my klomp goed geleer het. Dis nie die eindpunt nie. Liewe jong mense, liewe ouers, dis die begin. Vandag is die begin van 'n nuwe lewe saam met die Here. Vandag kom jy hier, as jy hier kom staan, kom sê jy, maar jy is 'n gelowige, jy's 'n Christen, jy behoort aan God, jy ken vir die Here, jy het 'n verhouding met hom, en jy wil dit verder vat. Jy wil in daai verhouding groei, jy wil toelaat dat die Here jou toerus in hierdie verhouding. Wees verseker, dit gaan nie net altyd maanskyn en rose wees nie. Praat maar met die ouer mense. Die lewe gebeur met ons. Dit kom nie net altyd goeie goed oor ons pad nie, daar kom slegte tye ook. Maar as ek en jy saam met die Here 'n pad stap, dan kry ons krag en ons kry wysheid en insig om anders na die lewe te kyk. Ek sê baie keer, God verander nie ons omstandighede nie, hy verander jou sodat jy jou omstandighede beter kan hanteer, beter kan kyk na die wêreld rondom jou. Die Here Jesus is hier op reis saam met 'n klomp mense. Daar was 'n klomp van sy disippels, maar daar was 'n klomp mense wat saam met hom gestap het. As ons nou die hele Lukas 'n bietjie gaan uithaal en gaan kyk, dan gaan dit oor Jesus is op pad na Jerusalem toe. Hy het begin daar by die see van Tiberias, daar in Kapernaum, daar waar hy groot geword het, in Nasaret, en hy daar begin met sy bediening. En hier is hy nou op pad na Jerusalem toe. Jesus het nie in Jerusalem gaan begin om vir die mense te vertel van wat God doen nie. Nee, hy het daar in 'n klein plekkie begin, daar waar hy groot geword het. Trouwens, baie van hom het nie eers hulle aandag aan hom gegee nie. Hy het eers by die ander dorpe, het daar wondertekens plaasgevind. Vanoggend kry ons die gedeelte waar die Here Jesus vir sy disippels en vir mense rondom hom sê, jy moet die koste gaan bereken
as jy my wil volg. Jy moet dit gaan bereken as jy wil weet, hoekom is jy 'n disipel? Hoekom behoort jy aan my? Hoekom bely jy dat ek jou ken? En liewe vriende, ek het nou baie gaan dink oor dit, en ek hou van om vir ons kinders vanoggend 'n praktiese ding te kan gee, op hierdie pad wat hulle vandag stap. Ja, hulle het dit bereken, hulle is nog steeds besig om hierdie stap wat hulle doen te bereken. Wat gaan dit beteken om 'n disipel van God te wees? Wat beteken dit om saam met God te wandel? Saam met Jesus te wandel, op pad te wees? Wat is jou gesindheid, jou ingesteldheid vanoggend teenoor die lewe? En as ek en jy op pad is, saam met God, en onsself oopstel dat hy deur sy gees in ons lewe aktief sal werk en verandering bring en transformasie bring en vernuwing bring, dan moet jy die kostes mooi bereken. En dit is waar ons uitdaging is. Ons sukkel om dit te verstaan. En laat my dink aan iemand wat gaan stap het. Hier is baie van julle wat stappers is en wat baie afstande stap. Ek moes ook nou na my kondisie van operasie en alles het die dokter gesê, stap my vriend, stap sal jy stap. Nou ek stap, verseker. Maar party, daar's 'n mooi wandelroetes hier rondom ons en plekke waar jy kan gaan stap en jy kan oornag en al die tipe van goed. Maar as jy gaan stap, wat neem jy saam as jy gaan stap? En ek het nou 'n bietjie gaan dink en ek wil vra dat die kinders bietjie vir my moet help daarmee. Dink ek julle sal so 'n tas werk as ons nou gaan stap. Dan kan ek mos nou alles saamvat wat ek al my kossies en genoeg klere en al hierdie dinge. Ek moet net nie afval hierso nie. Kyk of ek hom anders te kan stel. Daar is hy. Dink dit, waar is die kinders? Gaan dit werk? Nee. Dis te swaar, na 'n tyd gaan ek hierdie ding wil weggooi, nê? Hy het wielietjies, maar ek dink hy gaan hou as ons 'n mooi plek in die natuur of in die berge wil gaan stap. Ons gaan sukkel met hierdie tas, nê? Ons wil hom weggooi want hy's te swaar. Ons moet seker maar so 'n dingetjie saamvat, nê? Ja. Hoe moet ek hom aansit? Hoe sit mense 'n rugsak aan? Hier so voor my, hè, so. Help my. O, agter, ja, so. Né? Okay, die dominee is vanoggend 'n bietjie dom. Okay. So ons moet 'n rugsak saamvat. Ons moet maar hom by die huis los, né? Julle stem saam, né? Daar sê, dis reg. Kinders, groot mense, vriende, dis ons probleem. Wanneer ons gaan sit en verreken dit wat ons moet doen, dan het ons verskriklik baie bagasie. Ons is met 'n tas besig. Ons sukkel en ons sleep 'n klomp bagasie saam met ons. Ons moet lig reis. En dit is wat die Here Jesus eintlik maar hier sê, as hy vir sy disippels sê, as jy hulle agter my wil aankom, jy my kruis opneem, jy moet die goed wat jou terughou, agterlaat. Die feit dat Jesus vir sy disippels sê, en vir die mense sê, jy moet jou ouers en almal die besittings, al die goed agterlaat, kan jy nou dink, maar wat het Jesus dan nou besig om mee te doen? Nee, eintlik wat hy daardeur net wil vir ons wil onderstreep, en dis belangrik om dit te weet. Jesus sê nie vir sy disippels, jy moet jou familie en almal afskryf nie. Nee, al wat hy net sê is, Jesus, God, kom eerste, nie jou familie en jou besittings nie. Dis hoekom dit so belangrik is, om lig te reis. Wat is vir jou belangrik in die lewe? Is jou werk, jou huwelik, jou kinders, ja, hulle is alles belangrik, maar neem hulle die plek in van God.
Of is God die eerste en die laaste in jou lewe? Want dit is waaroor dit gaan. Wanneer ons beweeg en die koste bereken, dan kom dit terug op daai ene. Ons kan nie sê ons is disippels van God. Ons behoort aan God. Ons glo in hom. Maar hy is nie alles in jou lewe nie. En dit is wat ek vir die jong mense, die kinders vandag wil sê, as julle hier voor gaan kom staan, en julle kom bely en sê dat die Here julle God is, en julle het 'n verhouding met hom, dan sê jy dat hy alles in jou lewe is. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Kyk wat sê die baie bekende Dieter Bonhoeffer. Cost of discipleship. When Christ calls a man or woman, he bids him or her come and die. Wanneer God jou roep, dan sê hy, jy sterf aan jouself. Jouself, dit wat jy vir jouself belangrik ag, is nie meer belangrik nie. God is alles. Hy beheer alles. Hier het baie mense saam met die Here Jesus geloop en nie regtig verreken wat hy vir hulle sê nie. Eers later, toe begin hulle besef, waaroor gaan dit hier? Liewe vriende, liewe kinders, gaan verreken die koste van disipel wees. Gaan verreken die koste van 'n Christen wees vandag. Dit is nie om net 'n kerkbank warm te sit nie. Dit is nie net om op te daag en te sien, "Haai, ek gaan na 'n kerk toe, ek behoort aan 'n gemeente." Dis baie meer as dit. En dis baie groter as dit. Hoe impakteer jy die wêreld daar waar jy leef en beweeg? Dit is wat disippels doen. Om hier krag te kry, hier wysheid te ontvang, kennis te ontvang en uit te gaan en in die wêreld, daar waar jy elke dag beweeg en leef, 'n impak te maak. Mag ons opnuut vandag mekaar herinner aan daardie impak. Mag ons opnuut vir mekaar herinner, jong mense, as julle hier voor gaan kom staan, ouer mense, ouers, as julle na hulle kyk, mag ons elkeen impak maak op mekaar en mekaar help om die koste van disipelskap te verreken. Amen. Ek gee tyd vir stil gebed, waar jy net bietjie by die Here self kan hoor, wat het hy nou vir jou gesê in hierdie pragtige môre. Ja, Here, ons besef opnuut weer dat ons is so maklik om te sê ons glo nie. Ons bely met die mond, maar ons dade wys dit nie, Here. Help ons om te besef wat dit beteken as ons sê ons is gelowiges, ons is disippels van U. Help ons om ook die koste daarvan te bereken. Dankie Here dat ons ver oggend die voorreg het om deel te kan wees van 'n geloofsgemeenskap.
Here, maar ons bid ook vanmôre vir almal wat siek is in ons gemeente. Hulle wat sukkel met hulle gesondheid, wat uitdagings het. Here, ons bid vir hulle. Ons bid vir ons pragtige land, met al sy tekortkominge en uitdagings en alles wat gebeur, Here. Mag ons in hierdie land waarin U ons geplaas het, regtig 'n impak hê. Mag ons as gelowiges leef met integriteit, sodat ander kan sien, ons is kinders van U. Seën ons in hierdie oggend. Amen. Liewe vriende, ek gaan nou voort om die kinders na vore te roep. Jy sal sien, hulle gaan so alfabetiese volgorde hier na vore kom. En daar gaan hier voor gaan ons, hulle kom eers hier na my toe by die doopvont. Ek het daar 'n kruisie wat ek om hulle nek gaan hang, en daar's iets wat ek daar gaan sê vir hulle. En dan gaan hulle ook 'n sleutelhouertjie kry. En later in 'n sertifikaat. Maar die kruis wat die kinders gaan omhang, is om hulle te herinner. Hulle kan dit iewers in hulle kamers of waar ook al gaan ophang, of hulle kan dit self dra, is om hulle te herinner aan wat doen hulle vanoggend hier. Hoekom is hulle hier, en wat sê hulle vanoggend hier? En dan die sleutelhouer, baie van hulle gaan, as hulle klaar met skool is, gaan hulle iewers sleutels hê, of dit 'n kar sleutel is, of 'n woonstel sleutel, of 'n kamer se sleutel, iewers gaan jy sleutels hê. So gebruik daai sleutelhouer, en as jy hom in jou hand vat, laat dit jou herinner, dat jy behoort aan 'n geloofsgemeenskap, wat vir jou baie lief is, en wat vir jou bid, op hierdie pad wat jy nou begin stap, as 'n gelowige, en as 'n groot mens. So ons gaan begin, gee my kans dat ek net onderkom. Ek wil vra dat die kinders, as ek hulle na vore kom, hulle maar so hierdie kant, my regterkant kom, en dan kan hulle hier staan, en dan so om gaan staan. Julle is 'n dik span, so julle moet maar mooi so inspasieer, kyk of ons gaan begin. Ons gaan begin dan vanoggend met Lesna Alberts. Ek kan maar sommer so op die trappie staan, Lesna. Lesna, met hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is en dat jy aan God behoort. Welkom hiervoor. Jy kan so daai kant gaan staan. Anay Bester. Terwyl die kinders na vore kom, kan jy gerus hulle teksverse lees. Dis die teksverse wat vir die kinders besonders is, so baie welkom. Hallo Anay. Met hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom. Rikus Cooper. Rikus, hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom hierso. Ethan. Ethan, met hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom hierso. Jaden. Hallo Jaden.
Hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom hierso. Mika, hier. Hallo Mika. Hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom. Lesmarie. Hallo Lesmarie. Hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoen. Nee, jou kruis. Jy's te vinnig. Weet jy, wil graag daar staan. Dis reg. Julle gaan maar so 'n bietjie moet omskuif. Annelie. Hallo Annelie. Hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom hierso. Imke. Met hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom. Mia. Mia, met hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom. Jessie. Jessie, met hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom. Ivan. Ivan, met hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom. Gaan jy nog so 'n bietjie kan, jy kan maar net so Iva. Hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie geluk. Ag, baie geluk, baie welkom hoor. En gaan net vir julle geluk sê. Elmay. Aan my, hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom hierso. Ja, Mia Lisa. Dink is die laaste nou. Ja. Mia Lisa, met hierdie kruis herinner ek jou dat jy gedoop is. Baie welkom hierso. Ek het ons vir julle gesê, dis 'n klomp pragtige kinders en mooi kinders. Baie welkom hier voor. Julle moet nou net ontspan. Nou kan jy lekker kyk hoe lyk die mense, né? Jy weet almal hier is. Baie welkom hier by hierdie wonderlike geleentheid in julle lewe. Soos ek net gesê het, dis nie die einde van die reis nie. Dit is juist die begin van 'n reis saam met God
En waar julle ook al julleself in die lewe gaan bevind, gaan dit wat julle vandag hier sê en doen 'n impak hê, dit impakteer in jou lewe. Want jy gaan groot word. Jy gaan self eendag kinders hê of selfs terugkeer hier na die kerk toe of waar ook al jouself bevind. So dit wat jy nou hier doen, het werklike impak in die lewe daar buite. Daarom wil ek vra, daar is 'n paar 1, 2 of 3 vragies wat ek net vir julle wil vra en dan gaan julle op dit net opreg antwoord ja sê uit jou hart uit as jy dit so wil bely. Want dit is wat die geloofsbelydenis is. Die openbare belydenis van geloof om te sê ek glo. Bely julle dat alhoewel julle deur die hele proses gekom het, nog steeds weet dat God is, dat julle 'n verhouding met daardie God het en dat hy die enigste een in julle lewe is. Bely julle dat die woord, soos wat ons dit in hierdie gemeente leer, die Bybel, die enigste ware woord is en die enigste boek is waaruit ons glo, wat ons glo en lees en vir mekaar opnuut herinner aan dit is wie God is. En bely julle dat julle in hierdie verhouding wat julle met God staan, graag deel wil wees van hierdie gemeente. En dat julle sal toelaat dat hierdie ander ooms en tannies en almal wat hier rondom sit, julle sal help op hierdie nuwe geloofspad wat julle stap. So ek gaan daar so van die ander kant af begin. Wat is julle antwoord? Weet julle wat julle gedoen het? Julle het nou bely dat julle behoort aan die God wat hemel en aarde gemaak het en wat juis wil hê dat julle hier 'n verskil en 'n impak moet maak. Baie geluk. Ek gaan nou vir julle 'n sertifikaatjie oorhandig en ook 'n stetelhouertjie wat ek vir julle ons verduidelik het, die kruis en die stetelhouer. Maar voor ons dit doen, wil ek graag vra dat die ouers van hierdie pragtige kinders net sal opstaan asseblief. En ons wil vir julle as ouers baie geluk sê en dankie sê dat julle God en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees aan hierdie kinders bekend gestel het. Want dit is waar hulle gehoor het. Die kerk het 'n groot rol gespeel, maar hulle het dit in die ouerhuis gehoor. So baie geluk en baie seën op julle pad vorentoe. As hulle groter raak, gaan hulle net meer kos. Jy dink hulle kos baie, hulle gaan net meer kos. Nee, ek spot sommer. Hierdie is pragtige kinders. Baie dankie vir die impak wat julle op hulle lewens het. Dankie, julle kan maar sit. Ek wil net nou julle sertifikaatjies gee. Ek wil so reël, as ons nou almal se sertifikaat gegee het, dan gaan ek daarvan af kans gee, dan vat jy net 'n stetelhouertjie as jy gaan sit. Daar so by julle gaan mos nou nagmaal kry, so julle moet nou daar in daai besprekingsdingetjies gaan sit. As hy baie geluk, hoor. Ek dink hy is in alfabetiese volgorde. As hy baie geluk, hoor. Nee, julle moet nie gaan sit nie, ons moet nog vir julle sing. Kom staan gou, skus. Ek het vergeet, ons gaan nog vir julle sing. Skus julle, as hy baie geluk, hoor. Baie geluk. As hy baie geluk. As hy baie geluk. Skus. As hy baie geluk. Baie geluk, hoor. Baie geluk. Dis hy. Kom ons staan so. Vriende, kom ons staan en dan sing ons hulle toe met hierdie wonderlike lied 305, gee krag o Heer aan hierdie lede.
dankie, ek kan maar sit. Ek wil nou reël, ek gaan die kinders bedien met nagmaal, so hulle gaan nou hierso vir ons sit, jy vat 'n sleutlouertjie en dan gaan sit jy daar in daai tweede bank, is reg. As hy. Vriende, terwyl ek vir die kinders bedien, Andre, alright. Dan gaan ek, jy kan so lank die nagmaal broodjies oopmaak asseblief. Ek maar so afstuur. Vat die fyn. Ek gaan nou daai kant kom. Ek gaan nou daai een vat. Vriende, voordat ons die nagmaal gaan instel en dit gebruik, wil ek hê dat ons 'n lied saam sing. Jy kan so bly sit. Ons sing dit en ons wy onsself toe daarmee met die Here. Daarna sal ek vir ons die tafelgebed doen en dan gaan ek die nagmaal vir ons instel. As ons nou hierdie tafelgebed doen, dan herinner ek jou daaraan hoekom jy vanmôre aan hierdie nagmaalstafel sit. Dan herinner ek jou dat daar 'n prys betaal is, dat die genade nie goedkoop en verniet is nie, maar wel gratis. Dat Jesus vir ons opnuut kom herinner, hoekom het hy dit gedoen, sodat daar versoening kan wees
tussen ons en hom. Dat die prys betaal is aan die kruis en dat die graf leeg is. Maar wanneer ons die bietjie druiwesap of wyn drink en die brood eet, dan vat dit ons terug in herinnering van dankbaarheid. Vat dit ons terug na herinnering van God het dit vir ons gedoen. En hy versterk ons geloof daardeur. Kom ons doen die tafelgebed. Here, dankie dat ons vanmôre met 'n stukkie brood en 'n bietjie wyn of druiwesap deel kan wees van 'n feesmaal. Deel kan wees van 'n tafel waarby ons kan kom aansit en ons geloof kan versterk, Here. Ja, Here, hier's vanmôre jong mense wat hier hulle geloof bely het en wat vanoggend die eerste keer nagmaal gebruik. Here, ons bid vir hulle. Ons bid dat U hulle sal versterk op hierdie nuwe geloofspad wat hulle stap. Ons bid vir hulle ouers, Here, dat U hulle sal vashou en bewaar. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre opnuut mekaar kan herinner om aan die nagmaaltafel aan te sit, is 'n voorreg. U het dit vir ons gedoen. Ja, Here, ons kwalifiseer vir U genade net omdat ons nie kan kwalifiseer nie. Dankie dat ons weet, alles is net genade. Seën dan ook nou hierdie tekens aan ons liggame, as ons dit saam gebruik. Amen. Liewe vriende, die brood wat ons neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat die Here Jesus se liggaam vir jou sondes stikkend gebreek is, sodat daar versoening kan wees. Vriende, as ons die beker van danksegging neem, die wyn of die druiwesap, dan neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het, sodat daar versoening kan wees tussen jou en God. Dankie Here dat U ons gevoed het. Dankie dat ons kon aansit. Dankie dat ons hier as nuwe mense kan uitstap. Dat ons versterk voel en dat ons 'n impak kan gaan maak in die lewe daar buite. Amen. Ek wil vir almal sê baie dankie vir die voorbereiding en vir alles. Baie dankie daarvoor. Ontvang die seën van die Here en gaan in die huis in sy vrede en gaan leef in daardie vrede en geseëndheid wat die Here vandag vir julle hier uitstuur. Die genade van God, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle beskerm en aan julle sy vrede gee. Amen.